Liewe luister, ek is so opgewonde om te hoor na al die getuienisse. Ons het nou vir die 2 weke dus gepraat oor om God, die stem van God te hoor, en ek het gepraat die eerste en die dinge wat in die pad staan om die stem van die Here te hoor is a made up mind en dan ook tradition en religion. En so by nou al weet ek, moet daar iets gebeur het, as jy nou besig was om hierdie goed uit die pad te kry, weet ek sal jy meer en meer duideliker hoor wat die Here sê. En ek wil hier vra asseblief, hier is 'n nommer op die skerm, stuur vir ons asseblief jou getuienisse, die dinge wat jy ondervind het in hierdie 2 weke, met betrekking tot wat God vir jou sê. Jy hoef nie in detail te gaan nie, as dit persoonlik is, jy hoef dit te noem nie, maar as jy voel, is iets wat ek wil deel en ek wil net as getuienis gebruik, asseblief kontak ons as jy moet of stuur vir ons 'n boodskap. En so vandag het ek weer praat, is baie welkom hier op die program Encounters, en vandag gaan ons weer praat oor die tema wat praat oor om die stem van God te hoor. Nou by die tyd weet ons en ons verstaan nou al reeds, daar's redes hoekom die stem van God letterlik stil word in ons lewe. Dit asof die Here nie praat nie. Weet jy wat? Daar's baie mense wat glo dat God nie met hom of haar sal praat nie. Sommige mense voel hy's net nie waardig dat die Here met hom wil praat of sal wil praat nie. Maar ek gaan nie nou sê, daai is 'n blaatante leuen van die vyand. God wil met elke mens praat. God wil met sy creation wil hy kommunikeer. En weet jy wat, die kroon van God se skepping is ons, sy mense, die mens wat hy gemaak het. God het die skepping, die aarde en die hemel gemaak, die plante, die diere, maar die kroon van die heerlikheid van die skepping, is die mens wat hy gemaak het na sy beeld. En dink by jouself, hoe sal God nie met sy mense, die kroon en die heerlikheid van sy skepping wil praat nie? En so ek en jy moet vandag begin, as jy dalk getwyfel het, dat die Here met jou wil praat. En wat baie keer gebeur, dink ek, is ons, dis actually waaroor ek nou gaan praat, ons voel skuldig, ons voel veroordelend, en op grond van die dinge, voel ek, die Here is klaar met my, die Here stel nie belang aan iemand soos wat ek is nie, en wat sulke dinge gedoen het nie, en ons besluit nou, die Here sal nooit met my praat nie. Ek moet nou eers die en dit en daai doen, dan sal God met my praat. Ons lewe nie meer in die tyd waar, in die Ou Testament waar die woord sê, die sonde het nou 'n skeidsmuur geword tussen ek en my God nie. Nee, Jesus het gekom om die skeidsmuur af te breek. Die enigste ding wat nou gebeur, is wat ons nou by goed vat, en nou maak ons barriers. Jy sien, soos waar ek vandag nou sit en met u praat, is daar wat ons noem om die klank binne te hou in die vertrek, om die plek, of skies tog, die plek wat ek in is, klankdig te maak, sodat daar nie baie van die eksterne klank wat buite hierdie vertrek is, in kan kom nie. En soms is dit die geval, dat ons, en natuurlik om die vertrek klankdig te maak, as daar sekere goed wat in die muur is, of teen die muur kom. En in ons gesprek vandag, om die stem van God te hoor, kan ons baie kere goed gebruik, of nie gebruik, neem op onsself. En ons maak dan nou, dat God se stem, of ons harte word klankdig vir die stem van God. En ons gaan deel met hierdie ding vandag. Ons gaan met hierdie ding gaan ons deel, familie. Ek wil vandag sê, die Here is nie ver soos wat baie van ons dink, hy is in fact, hy is baie naby ons. En die Here begeer om met jou te praat, meneer, mevrou, jongman, jongdogter, wie dit ook al mag wees, wie jy is vandag, God se begeerte is om met jou te praat. Dis sien, om die Here se stem te hoor, is so bevrydend. Dit bring vryheid, dit bring verlossing, dit bring voorsiening en genesing, en die lys is lang. Dis wanneer mense die stem van God hoor. Maar jy sien, as ons by daai plek wil kom, om te hoor wat die Here sê,
dan moet ons ontslae raak van die vyeblare. En ek bedoel eintlik by dit, ons eie geregtigheid. Ek wil saam met jou lees, as jy Bybel het in Genesis hoofstuk 3, en ons ken die storie van hoe God die mens gemaak het, en hy het vir die mens alles gegee, vir die mens ook instruksie gegee, wat om te doen, en gesê hy is vry om te eet. Met ander woorde, God het die mens vryheid gegee. En natuurlijk was daar die een boom wat die Here gesê het, moenie van die boom eet nie. Want die dag wanneer jy gaan eet daarvan, is dit moeilikheid. In my vertaling. Nou kom ons lees Genesis 3 vers 8 tot 10. Vers 10. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. Then the Lord called to Adam and said to him, where are you? So he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. Kom ons gaan vers 11. Hy sê, en die Here sê, and he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree which I commanded you that you should not eat? En ons weet, by hierdie gedeelte, op hierdie stadium, het Adam en Eva van die boom geëet wat hulle moes geëet het. Die boom van kennis van goed en kwaad. En ons weet wat het gebeur. Jy sien wat nou gebeur is, toe die mens eet van hierdie boom, skielik word hy bewus van jy mag nie, raak nie aan nie, ek kan nie, en al die klomp goed is. Alles beginsels van die wêreld. En die mens het outomaties die bediening van vryheid verloor. Die mens het letterlik sy vryheid verloor. Ek noem het die bediening van vryheid. Dis die bediening wat Jesus weer kom bring het, deur vir ons te sterf aan die kruis, deur sy bloed te stort. En jy sien, hier sien ons dat Adam en Eva nadat hulle van die boom geëet het, die Bybel sê, of die skrif sê, en hulle het vir hulle rokke gemaak, skorte, covers, om hulle naaktheid te bedek. Hulle het vyeblare aan mekaar vastgewerk, soos die skrif sê, om hulle naaktheid te bedek. En hierdie vyeblare praat van hulle eie geregtigheid. Ons lees baie daarvan in die Nuwe Testament, word daar baie meer uitgebrei oor die eie geregtigheid. En dis wat Israel gedoen het. Israel het hulle eie geregtigheid gevolg. Hulle het die tyd, die aangename jaar en tyd van God, het hulle nie waargeneem nie. En dit het gekom deur Jesus Christus. En hulle het hulle eie geregtigheid, het hulle gehad. Hulle het nie die geregtigheid van Christus. Paulus skryf van hierdie Israel, van ouds, en ek wil dit gou saam met u lees. Is baie interessant, familie, want ons hierdie goed gaan beginne verstaan. Hy sê in vers 1, Romeine 10 vers 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Sien, hulle wou nog die wet gebruik het. Hulle wou nog iets gedoen het. En dis wat gebeur het met Adam en Eva. Hulle wou toe die ding regmaak. In hulle eie geregtigheid, in hulle vleeslikheid, in hulle menslikheid. En ons weet by nou al, dit sal nooit gebeur nie. Maar wat ek eintlik wil sê vandag is dat
Ek en jy sal moet ontslaag raak van ons eie geregtigheid. Dit is die dinge, dis een van die dinge wat maak dat die stem van God vir ons baie onduidelik word. Halleluja, weet jy, ek raak eintlik opgewonde as ek dink daaraan, dat hoe graag God met ons wil praat, hoe die Here begeer, hy wil sekere dinge met ek en jou deel, hy wil dinge met ons praat, in ons eie lewe, in ons gemeenskap, in ons dorp, in ons stad. Imagine, die Here gebruik jou as 'n stem vir die nasie. Maar hoe kan het begin dat God my as 'n stem vir die nasie kan gebruik, as ek die Here vir myself nie kan hoor nie? Baie van ons begeer, ek wil 'n stem van die Here word in hierdie wêreld. Maar ek loop nog met my eie geregtigheid. God wil in hierdie dae soek hy manne en vroue. Hy soek mense, gewone mense soos ek en jy, om sy stem te kan hoor, sy stem te gehoorsaam en te sê wat die Here sê, nie wat mense sê nie, nie wat die eie geregtigheid van die mens sê nie, maar wat God se woord sê, die lewende woord. Jy sien, begin jy verstaan familie, God maak nie mense bewus van sonde nie. In fact, God het gedoen om ons te kom vrymaak deur Jesus Christus. God het nie gekom om te veroordeel nie. Die skrif sê duidelik, hy sê, die seun van die mens het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Jy sien, God het nie gekom om jou skuldig te laat voel nie. Met ander woorde, as jy nou hoor, as jy iets hoor, 'n stem hoor wat jou gedurig deur in skuldgevoel dompel, jy voel gedurig deur veroordeel, jy voel gedurig deur, jy is nie goed genoeg nie, dan kan ek en jy mos nou by die tyd weet, familie, dit kan nie die Here wees nie, dit kan nie God se stem wees nie, dit kan nie die Heilige Gees wees nie, dit moet dan die vyand wees, die aanklaer van die broeders. En die Here het gekom om ons vry te maak van veroordeling, die bediening van veroordeling, en om ons te bring in die vryheid, om ons te bring in die bediening van vryheid. Jy sien, hy het gekom vol van genade en die waarheid. En so, vandag familie, ons moet, en is so eenvoudig, om by die plek te kom waar ek God hoor. Ek self wil sê, daar is baie wat ek het al foute gemaak, en dan hoor ek die Here praat met my, nie lang na die fout nie, dan hoor ek die Here praat met my, maar as gevolg van hierdie fout voel ek, nee man, wat dink jy Desmond? Dan dink ek nou is my eie stem. Ag nee man Desmond, moet nie sulke goed dink nie, wat sal die Here dan nou met jou praat? Jy sien dan, jy het nou al klaar, jy het nou hier opgemors, en het hier misgevat, en ek gooi al die goed voor my, en nou wat nou gebeur is dat, ek gaan nou eers dit doen, en eers die doen, so dat die Here met my kan praat. Met ander woorde, ek gebruik nou vye blare. Ek is nou soos Adam en Eva in die tuin van Eden. Ek gebruik nou my eie geregtigheid. Ek gaan nou eers iets doen, en ek gaan nou dat doen, voordat God met my kan praat. So ek besluit, ek bepaal, dat wanneer God met my praat, en dit is waar eie geregtigheid inkom, dit is waar die vye blare inkom. Jy sien familie, nou hoe hoor ek en jy God, as ons met eie geregtigheid is, of besig is, hoe hoor ek God onder die ingesteldheid? Hoe hoor ek God onder die oortuiging? Wanneer ek besluit, die Here kan nooit nou met my praat nie. Ek het nou regtig aangejaag. Ek sê nie, jy moet aanjaag nie. Ek sê nie, jy moet gaan onnodig foute maak en sê, ag wat, kyk hier, ek het nou dit gedoen, maar die Here praat nog met my nie. Ons weet mos nou, that's foolishness. Dit is vleeslikheid. Maar wanneer ek op somtyds by 'n plek gekom het, en ek het aangejaag, as mense vandag wat na my luister, jy sit waar jy sit, jy noem het, jy is afvallig, maar ek wil vandag vir jou sê, jy sit waar jy sit, nie omdat die Here jou daar hou nie, want God het al met jou gepraat, jy het al God gehoor, na die fout wat jy gemaak het,
En dit is nie om te boast in jouself nie, maar dit is om God se genade en sy liefde te kan ervaar. Die Here is nie soos 'n mens nie. Ek kan baie maklik besluit, ag, jy het nou vir my seer gemaak, of jy het nou vir my dit gedoen, en ek hoor nie 'n woord wat jy sê nie. Of ek besluit nou, iemand baie bekend, ek het gehoor hy dit gedoen en daai gedoen, en hier ontmoet ek die persoon, en ek hou daai ding voor die persoon, en ek hoor nie wat die persoon sê nie, al geef my die beste advies. Want ek hou hierdie ding voor die persoon. God is nie soos 'n mens nie. Ek en jy kan dit doen, maar God is nie soos 'n mens nie. Die Here reken die sonde nie toe nie. Christus het gekom om vir ons in die bresse te tree. As iemand hierdie openbaring kan verstaan, en ek weet, as ons hierdie goed begin noem, dan krap ons baie se teologie deur mekaar, en ons gooi het deur mekaar, want hoe kan jy iets soos dit op TV kan jy kwyt raak? Christus het gekom as middelaar. Christus het gekom waar die skeidsmuur was van sonde, het Christus nou daai plek ingeneem wat skeidsmuur gewees het, en hy het nou middelaar kom word. Hy het nou die een geword wat in die bresse tree. Hy het die een geword wat nou in die gap staan. En so met ander woorde, dat die grimmigheid van God is nou afgekeer, want Christus het die prys betaal. En so nou is ek nie meer onder die bediening van veroordeling nie, maar ek is onder die bediening van vryheid en genade. En so ek maak baie keer foute in die vlees, nie omdat ek het opsetlik doen nie, maar omdat hierdie vlees baie kere nog, want hy kom uit 'n jarelange gevangenskap, en nou moet die denke moet vernuwe word. En so in hierdie proses gaan ons foute maak, en natuurlik is daar die versoekings, maar as gevolg van dit, of op grond van dit, het Jesus gekom om gedurig deur vir ons in te tree. Die skrif sê, hy tree vir ons dag en nag in. Besef jy wat dit beteken? So met ander woorde, hoe kan ek en jy in skuld lewe? Hoe kan ons met skuldgevoel wil lewe? Hoe kan ons met veroordeling lewe? Ek hoor baie kere, en dit kom baie lank aan, waar mense, en dit is iets so verkeerd, waar mense gelowiges sê, die Gees het my aangekla. Die Gees kla nie aan nie. Die Bybel is baie duidelik, die woord van God is duidelik. Hy sê, Satan is die aanklaer van die broeders. Die Gees kom om ons te lei in die hele waarheid. Die Gees kom om ons te oortuig van geregtigheid. Die Gees kom nie om vir ons aan te kla nie. Hy maak ons bekend die woorde van Jesus Christus. Dis die Gees wat ons die toekomstige dinge bekend maak. Jy sien, ek en u moet dit reg kry. Want is hierdie goed wat maak, dat ek voel later, ek voel aangekla. Nee, die Here is nou eers vir 'n tyd klaar met my. Ek sal nou eers my voete moet gaan was. Ek sal nou eers moet nagmaal gaan drink. Ek sal nou eers moet, ek sal 'n klomp goeders moet doen, sodat God nou weer met my kan praat. Jy sien, dis onkunde. Dis wat maak dat ek die stem van God nie kan hoor nie. En is in die naam van die Here wat ek vandag hier sit, en ek wil iemand vry verklaar. En ek weet dat sommige van ons, yes, jy het goeders gedoen wat baie mense seer gemaak het. Maar dan maak net reg. Maak eenvoudig net reg en gaan aan. En natuurlik, daar's dinge wat ek en jy, ons moet mense gaan sien, ons moet met mense gaan praat, ons moet met mense gaan regmaak. En soms is dit die geval, dat jy gaan na mense toe, en hulle gaan jou nie vergewe nie. Maar as jy genuine was in jou hart, opreg gegaan het na mense en reg gemaak het, dan moet jy aanbeweeg. Jy weet, God het jou vergewe, want jou hart veroordeel jou nie. Want God kyk na die hart. Daarom sê die Here deur die profeet, of sê die Here aan die profeet, hy het die profeet reggestel,
terwyl die profeet na die vlees geoordeel het, hy sê die mens kyk wat vir oë is, maar God kyk na die hart. En daarom is so belangrik, familie, dat ons met sy woord wat vry maak, in ons harte bewaar. Ons moet daardie woord moet ons koester. Ons moet Jesus, die lewende woord, moet ons in ons harte koester. Sodat ons harte nie in veroordeling staan nie. Ek hoop vandag, dit is my gebed dat iemand sal vry word. Jy sal vry wegstap vandag na hierdie uitsending op hierdie program. Dit is my gebed, dit is my hoop vir jou. En dit het hoogtyd geword dat jy moet vry word. Ek wil vandag vir jou losmaak. Ek wil dags wees soos wat Jesus sê, toe hy ook by Lazarus, toe Lazarus uit die graf uitkom en die grafdoek is aan hom, toe sê hy vir die mense, maak hom los. Haal die grafdoeke van hom af. En vandag wil ek hierdie doeke van veroordeling en skuldgevoel wil ek van jou afhaal. En ek wil vandag vir jou sê, meneer, jy kan vandag, kan jy aanbeweeg. Gaan versoen jou met jou familie. Staan op, meneer. God is nie 'n God wat dinge teen 'n mens hou nie. Hy het gekom om te red. Christus het gekom om te red. As tyd vandag, jong man, om op te staan en terug te gaan en reg te maak met jou pa, reg te maak met jou ouers. Ek is baie seker, hulle wag vir jou oop arms. Jy het van die Here gehoor. En wanneer jy hierdie goed afgehandel het, dan beweeg jy aan. Daar is iemand wat nou ingeskakel is, daar is 'n bediening van die Here op jou lewe. Daar is 'n wonderlike bediening op jou lewe, maar dit is skuld en veroordeling wat jou terughou. Ek spreek jou vry in die naam van Jesus Christus. Word bevry reg nou. En ons sê vir dankie, Here. Ons loof God vir wat hy vandag doen. Daar's 'n nommer op die skerm. Skakel ons. Kontak ons. WhatsApp ons. En ons wil graag saam met jou die pad stap. Tot volgende week. Bly geseën. Amen.